die huis van die Here te wees vanmorgen. Ons gaan enkele verse lees. Ek hoop nie julle is hastig om huis te toe. Want hierdie gedeelte is lang vanmorgen, miskien as ons nie klaar kry, dan kom ons nog vanmiddag terug. Amen. Wie is daarvoor? Amen. Amen. 2, 3 hande en 2, 3 amen. Ja, kom ons kyk hoe gaan dit. Die Gees ons lei, dan gaan ons aan. As Gees sê dis genoeg, dan is dit genoeg. Prys die Here. As ons die wil van die Here doen, soos ons nou gehoor het uit die groot gebod. Prys die Here. Ons gaan 'n enkele verse lees. Ons gaan Handelinge 5 lees. Daar vanaf vers 29 af. Dan kan ons Handelinge 23 vers 9 net lees. En dan 1 Petrus 4 vanaf 11 vers 11. So, ons kry daardie gedeeltetjies reg, dat hulle saam met my is. En sien dat ek die waarheid spreek. Amen. Wonderlik, ons moet die woord van die Here by ons sê, dat jy sien of daardie persoon wat daarvoor staan, die woord spreek, en nie sy eie woorde gee. Maar voordat ek begin te lees, wil ek net eers die inleiding vir julle net gee. Almal ken dit, ek wil net vinnig kom tot die punt waar ons gaan begin te lees. As jy wil saam met my, kan jy vinnig teruggaan na Handeling 1 toe. Ja. Dat ons net 'n inleiding kry oor wat die prediker vanmôre oor gaan praat. Prys die Here. Handeling 1 sê daarso, vers 9 sê, en nadat hy dit gesê, is hy opgeneem terwyl hy dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileëse manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Liewe Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien weggaan. Daarom draai hulle om na Jerusalem van die berg af en wat genoem word die Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n Sabbatwys ver. Vers 13 sê, en toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek, waar hulle gewoond was om te vertoef. Naamlik sê al die disippels se name daarso, behalwe Judas Iskariot. Vers 14 sê, hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeeking, saam met aantal vroue, die Maria, die moeder van Jesus, en sy broers. Prys die Here. Wonderlik. As ons nou Handelinge 2 kyk, sê hy daarso, en toe die dag van die Pinkster aanbreek, was hulle almal eendragtig by mekaar. Wonderlik. Hoofstuk 4 sê daarso. Hoofstuk 4 sê daarso, vers 18, 19 sê, en hulle het hul geroep en hulle bevel gegee om in die eenheid nie in die naam van die Jesus te spreek en te leef nie. Toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of dit reg is voor God en of ons meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis. Handelinge 15 vers 15 sê dan volg, sodat hulle die siekes op die strate uitgedra en op die bedde en die draagbare gelê het, met die bedoeling dat as Petrus kom, al was dit net sy skaduwee, op iemand van hulle sou val. En die menigte van die stede en die ou omtrek het ook in Jerusalem by mekaar gekom en siekes gebring en mense wat deur die onreine geeste gekwel was en hulle het almal genees. So die inleiding daarso is, Here Jesus het opgevaar. 2 manne het gekom en sê, waarom staar julle na die hemel? Waar die Jesus gaan weerkom. En hy gaan weerkom. En sy tyd is baie nader as daardie dag toe daardie manne gestaan het op die Olyfberg. Om dit te aanskou toe hy heen gegaan het, weggegaan het na sy koninkryk. En wat het hulle gedoen? Hulle het teruggegaan waar hulle gewoond was om te gaan. En vanmôre, waar is julle?
In die huis van die Here waar jy gewoond is om na te gaan. Amen. Daarom wil ek vanmôre vir jou as 'n kind van die Here moet dit wat jy gewoond is om te doen, nie een kant toe skuif nie. Want dit wat jy gewoond is aan, is 'n goeie gewoonte. Want het dit daar gebeur? Hulle was nie net gewoond gewees om so toe te gaan nie, maar hulle het in eendragtigheid saamgekom. En wat het hulle gedoen? Eendragtig saamgebid. Wat is die kind van God se grootste wapen wat jy het? Gebed. Dis jou grootste wapen wat jy het, is gebed. Is nie nodig om net een keer te bid nie. As jy voel jy wil 10 keer 'n dag bid, dan bid jy 10 keer 'n dag. Niemand het gesê jy moet 1 keer bid nie. As jy voel jy wil 20 keer 'n dag die Here se naam aanroep, net om vir hom te sê, Here, dankie vir dit wat U vir my gedoen het, dit wat U voorsien het, dan is dit reg in die oë van God, want ons wil verheerlik. En wat het later toe gebeur? In eendragtig het hulle gebid, en ewe skielik het daar 'n wind gekom, en hulle gevul met die Gees van God. Kinders van die Here word nie gevul met die Gees van God meer in die laaste tyd. Hoekom nie? Want hulle is nie eendragtig. Hulle het nie die gewoonte om na die huis van die Here op te trek. Die kind van God, as hierdie woord jou vanmôre gaan slaan, dan moet jy dit vat soos 'n man, en jy moet dit vat soos 'n vrou, en jy moet die pak slaaf vat vanmôre. Of jy bekeer jou, of jy gaan. Want dit is die woord van God, daar is nie verskoning vanmôre vir die woord van die Here nie. Eendragtigheid, daardie manne het eendragtig gekom, en bygestaan, tot hulle gevul is met die Gees van God. En die ander mense, hulle het in tale gespreek wat hulle gesê het, maar hulle het die tale wat hulle het verstaan, hulle daarin. En ander was verbaas oor dit, ander het hulle aangekyk en gesê dat hulle dronk was. Wat doen Petrus? Petrus staan op en hy sê, manne, hierdie mense is nie dronk nie. Mense, hierdie manne is nie dronk nie, maar hulle is gevul met die Gees van God, want dit is nou eers die 3de uur in die oggend. Kinders van die Here kan nie gevul word met die Gees nie, want daar is nie eendragtigheid nie. Toe Petrus en Johannes by die tempel gekom het, en by daardie man wat siek was, wat voor die tempel gestaan het, was hulle eendragtig daar gewees. Hulle het ingegaan, en voor hulle ingaan het hulle in die naam van die Here gesê, staan op. En hy het opgestaan. Hulle was so gevul van die Gees van die woord van die Here sê, dat selfs Petrus, as hy verbygegaan het, die skade weer, die siekes gesond geword het. Kind van die Here, niemand word eers vandag gesond as 'n prediker vir hom preek nie. Ag, bid nie. Weet jy hoekom? Want die prediker wil die eer hê. Hy wil God se eer wegvat. Hy wil sê, ek het dit gedoen. Daar is duisende van hulle daar buite, en ek sal dit aanhou bring tot hulle sal bekeer voor die aangesig van God en sal besef, die eer kom God toe, nie die mens nie. En daarom werk die krag van God nie meer in kinders van die Here nie, want dit is 'n aansit gees. Wat verkeerd is in die oë van God. Petrus en Johannes het nie aangesit nie. Hulle was gevul met die Gees van God, maar hoekom? Eendragtigheid. En dit is die probleem vanmôre in kinders van die Here, daar's nie eendragtigheid nie. Daar is nie gebed saam nie. Daar is nie 'n goeie samesyn nie. Daar is 'n gesindheidsprobleem wat hulle het. Die een haat die ander een. En as ek vir jou môre sê, dit is so, kind van die Here, is dit so. Want weet jy hoekom is dit so? Want ons lewe in die laaste tyd. Want die woord van die Here gesê, dit sal so wees. En dit gebeur. En daardie manne is een oomblik toe gevange geneem. En wat sê die owerstes vir hulle? Julle mag nie in daardie naam van Jesus Christus het verkondig nie, want hulle het 'n bang gees gehad. En daarom wil daardie predikers vandag nie vir julle die waarheid sê, dat Jesus Christus alleen die ware weg is, en die waarheid is wat jou kan genees van jou sonde, van jou ongeregtigheid, van jou vuilheid en al daardie dinge, sodat jy skoon kom. Hoekom nie? Want hy wil die eer hê. Hy wil jou geld hê. Hy wil God nie die eer gee nie. En dit is die probleem vandag. En daarom, toe daardie manne in die tronk gegooi word, vroeg die môre, toe kom die engel van die Here, en hy maak daardie deur oop. Wat doen daardie 2 manne? Hulle gaan reguit na die tempel toe. Amen. Hulle word nie afgesit nie. Kinders van die Here word vandag afgesit deur klein ou dingetjies, en hulle hardloop weg.
Hulle hardloop weg van die tempel van God af. Hierdie is die tempel van God. Vandag het hulle dit net 'n ander naam gegee, maar dit is die tempel, is die aanbiddingsplek van die Here. Hulle hardloop weg. Maar daardie manne gaan terug, want hulle het 'n opdrag gekry van die Here. Hulle gaan terug, en toe hulle daar te kom, toe's daardie manne nie daar nie. En iemand anders te kom en sê, daardie manne wat julle soek, waar is hulle? Hulle preek in die tempel. En as ander mense jou wil soek en vra, waar is jy, moet hulle sê, hy's in die tempel. Hy luister na die woord. Maar weet jy wat is die probleem? As iemand jou vra, waar is daai, dan is hy nie daar nie. Hy's nie in die tempel nie. Hy's by ander plekke. Die verkeerde plekke. Die plekke wat jy nie aanbidding is nie. Waar daar nie eendragtigheid is nie. As ek by 'n party is, verskoon die woord, en as drank, en al hierdie dinge, is ek eendragtig saam met daai mense? Nee, jy kan nie wees nie. Want jy's nie deel van dit nie. Jy is gekoop deur die bloed van Jesus. En jy's vrygemaak. Wat soek jy daar? Wat soek jy by die sonde? Want jy is nie daar nie. Jy is nie welkom daar nie. Jy kan nie welkom wees. Dit is nie vir jou bedoel nie, want jy's uitgeruk uit dit uit. En daarom gaan jy na die tempel toe. En jy gaan om die woord te verkondig. Jy gaan om te luister wat die Here vir jou sê, sodat jy in eendragtigheid kan vas staan in hierdie evangelie van Christus. En daarom is jy uitgeruk uit dit uit. Maar kinders van die Here kom vandag, hulle hou 2 jaar, 3 jaar, 5 jaar. Baie min kry jy mense wat 30, 40 jaar op die pad is. Maar hulle is 50, 60 jaar. In die wêreld. Om die wêreld se sondes te doen. En die dag as hy op sy sterfbed lê, dan roep hy uit, Here, wees my genadig. Is 'n skande in God se oë. Want hulle kyk na daardie sondaar wat op die kruis was. Want hy het uitgeroep. Dis die grootste fout wat mense doen. In jou jonkheid moet jy die Here dien. Weet jy wat? Dit is so hartseer, daar is nie meer jong mense wat 'n ywer het vir die Here. Ywer om die Here te dien. En nou gaan ons eers begin te lees vanmôre. Is julle nog bly? Amen. Amen. Prys die Here, ons moes gehoor het waaroor gaan alles. Nou gaan ons na Handelinge 5 toe. En ons gaan lees daar van Petrus en Johannes. Onthou hulle is toe uitgelaat en weer gevang. Hulle is weer voor die raad. Vers 29 sê, Handelinge 5 vers 29 sê, en Petrus en die apostels antwoord en sê, ons moet ons aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. Amen. Kind van die Here, jy kan 'n hele boodskap bring uit daardie vers. Ons moet meer gehoorsaam wees aan God as die mense. Vandag is die mense meer gehoorsaam aan mekaar as aan God. As jou vrou vir jou sê, jy gaan nie na die huis van die Here toe gaan nie, want jy is bang vir haar. As jou man vir jou sê, jy gaan nie na die huis van die Here toe nie, gaan nie, want jy is bang vir hom. As jou kinders vir jou sê, jy gaan nie, of as die ouers vir die kinders sê, jy gaan nie, dan gaan hulle nie. Wie is hulle gehoorsaam? Amen. Die ander mense. Jy is jou eie mens, maar hulle is nie God gehoorsaam nie. En Petrus en Johannes het vasgestaan op dit. Dit het hulle lewe gekos op die einde van die dag. Prys die Here. Die God van ons vaders het Jesus opgewek, wat julle omgebring het deur hom aan die kruishout te hang. Dis ware woorde wat hulle daar gesit. Dit was so spykers wat in hulle geslaan het, want hy het hulle gekap met die waarheid. En as jy kinders van God vandag in die waarheid kap, dan raak hy ongelukkig. Dan hardloop hy weg en hy kom teen jou. So teen dat hy jouself sal wil vernietig. Dis kinders van God. Dis mense wat sê hulle dien die Here. Maar hulle kom teen jou. En hulle wil jou vernietig. Hoekom? Omdat jy daardie spykers in hom inslaan en sê, jy het teen God gedraai. En dis wat daardie mense gedoen het, Petrus en Johannes. Hulle sê, die God van ons Vader het Jesus opgewek, wat julle omgebring het.
Hulle het daar die woorde gesê, uitgespreek en die volk opgehis het gesê, kruisig, kruisig hom. En vandag is dit net so, waar die mense met hulle ongeregtigheid daar buitekant loop en mense opsweep en sê vernietig en brand en maak dood. Dis die vyand. En dit is die probleem vandag. Mag die Here die mens genade gee. As die mens net besef wat se oordeel oor hom lê op daardie dag. Maar almal sê ons gaan hemel toe. Almal wil hemel toe gaan. Kind van God, wat se skok gaan dit wees daardie dag? As jy gaan agterbly. Dan gaan jy besef, Here, ek was verkeerd. Maar dis te laat. Wat sê God se woord? Laat ons die saak nou uitmaak. Vandag sê die Here, vandag. Prys die Here hom. Amen. Hom het God as leidsman en verlosser deur sy regterhand verhoog om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te skenk. God was so genadig. Daardie bloed van bokke en lamme en duifies het nie meer getel nie, dit het nie gewerk nie. Maar God, wat het hy gedoen? Om hulle sondes vir hulle te vergewe aan die kruishout van Golgotha. Toe hulle dit hoor, was hulle woedend en wou hulle om die lewe bring. Wat sê hy? Toe hulle dit hoor, daardie mense, daardie owerpriesters, hoofpriesters, wat ook al hulle was, toe hulle dit hoor, toe is hulle woedend. As jy vandag met kind van God of 'n mens die waarheid praat, wat doen hy? Hy raak woedend vir jou. Hy wil jou aanval. Hy wil jou vernietig. Die vyand in hom wil jou seermaak en jou afbreek. Want hy's woedend, want jy spreek die waarheid. Wat sê die woord? Die waarheid sal ons vrymaak. Sal jou vrymaak. Maar, hoor hierso, dis wonderlik. 'n Fariseer met die naam van Gamaliel, 'n leraar van die wet, wat by die hele huis, by die volk hoog in aansien was, het in die raad opgestaan en bevel gegee dat hulle die apostels 'n bietjie buite moes bring. Die apostel sê, gaan julle bietjie buite toe. Maar daardie man was hoog by die mense in aansien. Maar hy het dit nie vir homself gevat nie. Hy het nie die eer van homself gevat nie. Hy was net hoog in aansien. Vandag die probleem is, predikers, mense wat in hoog in aansien is, gaan na sy kop toe. En dan word dit my eie ek. En dit is die probleem vandag. Reg oor die wêreld met predikers. Ons sien hulle, ons weet van hulle, ons hoor van hulle. Het miljoene en triljoene en wat ook al geld en besittings, want dit gaan oor hulle. Dit gaan nie oor God se woord nie. En dit is die probleem. Maar hierdie man sê, laat ons die disippels bietjie buitekant toe gaan. Hoor wat sê hy. Vers 35. Toe sê hy vir hulle, Israeliete, pas op wat julle gaan doen met hierdie manne. Wat nie lank gelede nie, het Theudas opgestaan en gesê dat hy iets besonders was. By hom het 'n aantal manne omtrent 400 aangesluit. Hy is gedood en almal wat na hom geluister het, is net mekaar gejaag en het tot niet geword. En na hom het Judas die Galileër opgestaan in die dae van die inskrywing en 'n aansienlike getal mense afvallig gemaak agter hom aan. Jy sien, kind van God, daar's 2 mense wat opgestaan het en mense na hulle gelok het. Lekker, 400. En die ander een het menigte baie gelok. Gebeur dit nie vandag nie? Lok hulle die mense nie weg. Kind van God, maar ek kan vir jou sê, daar's een, Jesus Christus, daardie dag toe hy gestap het by die see van Galilea, het hy vir Petrus gesê, ek gaan julle vissers van mense maak. En hy het hulle weggelok. En tot vandag toe
staan in die evangelie. Amen. 2000 jaar later. En hy staan vas. Hy staan vas. Tot in alle ewigheid, nie vir 'n kort tydjie nie. Hierdie wat die mense weglok. En hulle verkeerde weg vertel. En heuning om hulle mond smeer. Hou vir 'n kort tydjie. Wees versigtig waarna jy toe hardloop, kind van God. En hou vir 'n kort tydjie. Maar as jy hardloop na Jesus toe, is dit 'n ewigheid. Ek kan net jou vanmôre maar sê, dis 'n ewigheid. En dit is wat ons moet besluit. Ek wil hierdie Jesus sê, wat vas staan vir altyd. Nie vir 'n kort ding. Dis lekker om iets nuuts te hê. Almal is bly daaroor. Dis mooi. Maar dan hou dit vir 'n kort tydjie. Maar as jy Jesus gevind het in jou hart, dan is dit vir altyd. Deur sy genade staan jy vas. En dit is wat Petrus en Johannes gehad het. En dit is wat hierdie leraar vir hulle wil vertel het. Wat Petrus en Johannes die ware weg het. Kom ons lees dit verder. Hy het ook omgekom en almal wat na hom geluister het, is verstrooi. Verstrooi, hoor jy kind van God? As jy wil verstrooi raak, gaan na die verkeerde plek toe. As jy wil val, en as jy die hemel nie wil bereik nie, gaan doen die verkeerde. Ek kan jou waarborg, jy gaan nie die hemel bereik nie. Dis 'n waarborg. Verskoon toe. Dit is 'n waarborg. Hy sê verder, en nou sê ek vir julle, bly af van hierdie manne, en laat hulle staan. Want, as hierdie voorneme, of hierdie werk uit mense is, sal dit vernietig word. Dit wat uit 'n mens kom, kind van die Here, aangepakte goeders, 'n mens, mense bou voertuie, hou 'n voertuig lewenlang. Mense maak stoele, hou dit lewenlang. Banke, matte, huise, verf, alles, hou dit lewenslang. Nee, dit kan nie, want dit is deur 'n mens gemaak, nie deur God nie. Dis wat vanmôre vir jou moet inkom, kind van God, hierdie aardse goedes, hou nie vir altyd nie. Daarom sê Jesus, moenie vir julle skatte bymekaar maak op hierdie aarde, wat mot en roes dit verniel. Maar laat julle skat wees in die hemel. By hom. By hom. Dis waar dit moet wees. Hy sê, kies tog, want as hierdie voorneme of hierdie werk uit die mense is, sal dit vernietig word. Maar as dit uit God is, kan julle dit nie vernietig nie. Kind van die Here, as jy gedoop is in die Gees van God, in sy heiligheid, in sy goedheid, in sy grootheid, in sy krag, kan jy nie vernietig word nie. Die mense kan jou teen jou draai. Hulle kan jou sleg sê, hulle kan van jou skinder, hulle kan jou beledig, maar as jy gevas is in die bloed van die lam van Jesus Christus uit God, kan dit nie vernietig word nie. Vat dit vanmôre. Dis 'n waarborg wat ek vir jou sê, jy kan nie verlore gaan nie. Jy sal vas staan in die Here. Hy sê, kan dit nie vernietig dit, dat dit nie miskien bevind word dat julle self teen God stry. Ja, dis waar. O, kind van God, verskoon my. Ja, dis waar. Hoeveel keer stry die mensdom, ek en jy, teen God se wil? Dis baie waar. Dis waar. Nee, ek wil dit nie so hê nie. Ja. Ek wil dit so hê. Ek wil my manier hê. Ek wil nie God se manier hê nie. Ek wil my manier hê, want ek glo my manier is die regte manier. Kind van God, jou manier is die verkeerde manier. Want God se manier is die regte manier altyd. Hy kan nie verkeerd wees nie. Voor die grondlegging van hierdie aarde het hy geweet, ons gaan vandag hier wees. Hoe? Want hy's God, hy's almagtig, hy's die allerheiligste.
Jy kan nie groot, man, ons woordeskat is te min om hom so op te kan hewe, want hy is bo alles. Amen. Hy is die majesteit tot in alle ewigheid. Hy is die wonderbaarlike God, hy is die sterke God, hy is die ewige een. Jy kan hom nie verander nie. En as jy ingeanker is in hom, kind van God, is jy verseker dat jy die Here sal sien. En by sy voete sal wees. Nie soos nou, as mense doodgaan, was hulle die grootste sondaars gewees, of die vrou, dan sê die mense, hulle is nou by Jesus se voet. En ek was al daar by 'n prediker gewees wat hulle duwe op laat gaan, die duwe vlieg daaroor Boksburg Noord, en dan sê, nou maak sy ontbyt of wat ook al saam met die Here Jesus. Wat 'n skande is dit in God se oë. Hoe verkeerd kan jy wees om so te spreek? Die mense is so verlei. Maar gaan jy van langs staan? Nee, jy gaan nie. Want jy is nie uit God uit nie. Petrus en Johannes en die apostels, behalwe die een wat verlore gegaan het, soos die wil van God was, het vasgestaan tot op die einde toe. Gaan lees dit. Lees jou woord, dan gaan jy dit weet. Hou op van al hierdie sepies en gemors wat jy kyk op die TV. Ek sien jy kyk dit vanmôre, maar hierdie woord gaan uit na almal toe, waar dit moet sien. Teen God strei nie. Hoor wat sê hulle, en hulle het na hom geluister. En nadat hulle die apostels ingeroep het, het hulle laat slaan en hulle bevel gegee om nie in die naam van Jesus te spreek nie. En hulle laat gaan. So hulle het slag gekry. Het jy al slag gekry vir die naam van die Here? Nee. Hy pak wat jy gekry, kind van die God wat ek gekry is omdat ons stout was. Daardie manne het slag gekry. En hulle is 'n opdrag weer en hulle gee, en daardie naam mag julle nie. Nou daar's vandag 'n opdrag in Suid-Afrika. Daardie naam word nie geopen in die skole nie. Nou is my broeder wat getuig het van in die weermag, mag hulle nie eens meer gebid het in die naam van Jesus nie. 'n God. Elkeen kan sy God aanroep in stilte. Wat het Petrus en Johannes gedoen? Hulle sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, in die naam van Jesus. Staan op in daardie naam. Hulle het nie gesê in my naam nie. Nee, vandag se prediker sê, kyk na my, ek het baie, ek het groot besittings en almal wil dit hê. Nee, dit werk nie so nie. As God jou wil seën, seën hy jou. Maar moenie ander verlei sodat jy meer kan kry nie. Nee, dit is verkeerd. Dit is nie reg in die oë van God nie. Maar hoor wat sê daardie manne. Want hulle het nou slag gekry. Hulle het toe van die raad af weggegaan, bly dat hulle waardig geag was om vir sy naam oneer te lei. Amen. Hulle was bly gewees. Kinders van die Here vandag nie. Nee. As die woord bietjie uitgaan, dan is hy oprikkerig. Wat het jy nou probeer sê vir my, dat ek so is? Wat was die bedoeling van jou woord gewees? Wat het jy daar en daar bedoel? Sien wat ek of die prediker bedoel het, is wat God vir jou sê, dat jy nie reg is nie, en dat jy moet bekeer. Moenie God bevraagteken nie. Dit is die probleem. Die mens wil God bevraagteken. Want hulle is ongelukkig. Hoekom? Omdat hulle verkeerd is. Omdat jy verkeerd is. Kom reg, en dan gaan jy niemand bevraagteken nie. Dan gaan jy sê, Here, dankie vir hierdie woord wat gesny het in my hart en my skoon gemaak het en dat ek vanmôre kan bely dat ek dit nodig het. En dan wandel ons in daardie nou weg. En dan kom ons as kinders van die Here saam, eendragtig. En ons groei. Weet jy wat die ander gedeelte sê? En hulle het daagliks, amen, praat ek waar, pastoor? Hulle het daagliks bygekom. Vandag se kom nie by nie, hulle gaan weg.
Ek luister in hierdie week na 'n videoklip van 'n dominee. Ek dink sy naam is Gustav Opperman, as ek reg genoem het. Waarom is die kerke so leeg vandag? Weet jy wat sê hy? Mense het nie vandag respek vir die Here en vrees nie. Amen. Hulle trek aan soos hulle wil, verleidende klere, mans en vrouens. Amen. Hy het prentjies daar gehad, gaan kyk dit. Dis waar. Moet ek dit vir jou aanstuur, ek sal dit vir jou doen. Dit kom uit sy mond uit, hulle het nie 'n vrees vir God nie. Hulle het nie respek vir die Here. Mense het partykeer nie eens respek vir hulself nie, hoe kan hulle vir God respek hê? Maar daardie manne was opgewonde en bly gewees. Hulle het nie opgehou om elke dag in die tempel van huis tot huis te leer nie. En die van evangelie te verkondig dat Jesus Christus is. Amen. Dag vir dag. Yes. Elke dag. Amen. Amen. Ons kom een keer 'n week. Dis baie waar. Partykeer 2 keer 'n week kom party. Ja. Dan sit vir 'n uur. As langer as 'n uur is, hoop hy wil klaar kry. Ja. Want ek wil huis toe gaan. Ja. Maar jy kan 5-6 ure met ander gemors spandeer. Ja. Ja. Maar as jy 2 ure in die huis van die Here wil sit en die woord moet hoor en jouself voed sodat jy kan sterk word, Ja. dan is dit verkeerd. Ja. En hulle het elke dag, dag vir dag. En wat het gebeur met hulle? Hulle het sterker geword in die Here. As jy 'n atleet is en jy oefen elke dag, hoe word jy? Sterker. Sterker, vinniger, beter. En as jy in God se gees meer wil word van die Here, heiliger wil word, dink jy gaan heilig word as jy 1 keer 'n week na die huis van die Here No, gaan? Lord. As jy 1 keer in 'n leeftyd kom? Nee, jy gaan nie. Jy gaan verkoel. Yes. That's true. En enige een wat opkom met verleidende woorde gaan jou verlei. Dis waar. En jy gaan dit glo. Ja. Ondersoek dit of dit van God af is. Ja. Mense ondersoek dit nie. Nee. Hulle sê ja, nee, dit moet so wees. Daardie een man, die Here moet saam met hom wees. Nee. Daardie een moet reg wees, want kyk hoe vol is sy gemeente. Nee, dit moet wees, pastoor, dit moet so wees, want hy sit met 10.000 lidmate. Daarin sit met 1.000. Kyk hoe goed gaan dit daarso. Prediker ry met 'n Rolls Royce. En hy vlieg met 'n jet van hier tot daar. Dit moet goed gaan. Maar die arme prediker wat met 'n donkiekar daar aankom, Ja. nee jong, hy is seker maar arm. Ja. Dit kan nie goed gaan hierso nie, want kyk hierdie ander een het ook 'n donkiekar. Mm. En daai een loop, hy het nie kan nie 'n kar bekostig. Ja. Daai een kan nie eens 'n donkie bekostig nie. So dit is maar swaar daarso seker. Maar wat is daar? Die waarheid. Die eendragtigheid. En elkeen is gevul met die gees van God. En Petrus en Johannes het nie met 'n jet geloop na die oppersaal toe nie. Nee, hulle het geloop 'n dagreis ver. Ja. Amen. Amen. 'n Dagreis ver. Ja. Amen. Sabbatsdag is reis ver. En hulle het daar uitgekom. Yes, En hulle het opgegaan. Die Here se naam groot gemaak. Yes. Amen. Wonderlik, eendragtigheid. Kom ons gaan na Handelinge 23. Is jy nog met my kind? Amen. Jy kwaad vir my. Ja. Amen. Jy kwaad is. Pastoor altyd sê dat moet jy maar weer goed word. Vers 23 vers 9. Hier daai een versie. Toe was daar 'n groot geroep en die skrifgeleerders wat die party van die Fariseërs het opgestaan en heftig gestry en gesê ons vind geen kwaad in hierdie man. Van wie is hierdie man wat hulle praat? Van Paulus. Hulle vind geen kwaad. En Paulus wat eers Saulus was, wat inkeer gekom het, het bely en erken dat hy die werk van die Here skade gedoen het. Wanneer wil jy erken en bely dat jy die werk van God skade aandoen? Dat jy teen die prediker is, kind van God. Wanneer wil jy dit doen?
Wanneer wil jy tot inkeer kom en besef dat jy teen God is? Dat jou stryd is teen God en jou stryd is teen sy leraar, sy herder. Wanneer gaan jy ophou met dit? Amen. Amen. Hou op met te stryd teen God. Jy gaan die stryd nie wen nie. Ek kan jou dit waarborg. Jy kan nie. Niemand kan teen God wen die stryd. Nog minder teen sy kinders. Hoekom? Want God stry die stryd vir sy kinders. Amen. En daarom sal jy nooit teen hulle kan wen. Want sy woord staan vas, sê hy ons. Kom ons lees verder aan. Ons vind geen kwaad in hierdie man nie. En as 'n gees met hom gespreek het, of 'n engel, laat ons nie teen God. Kind van God, as die gees van God in jou binneste is, en jy skoon gewas is deur sy kosbare bloed van die lam, dan is jou gees en God se gees dieselfde. Want as julle is verbind aan mekaar. Amen. Want wie oortuig jy as jy verkeerd te doen het? Die gees. Amen. Nou as jy die gees van God nie in jou het nie, dan is jy mos teen God. Hy wat die sonde doen, het hy die gees van God in hom? Nee. En die vyand se gees in hom. En hoeveel kinders van God het nog die vyand se gees in hom? Ek het geluister na 'n klip hierdie dag, in hierdie week ook 'n man wat vertel, ek kan nie presies onthou, hy bring ook iets vir iemand vir die gemeente, hy sê, die man sê hy moet kies, hy gaan die duiwel dien of die Here dien, maar hy kan nie die Here dien nie, want die Here is regheid, nou weg, die vyand, hy sal maar op die fens sit, en die volgende oomblik is hy weggeruk en hy is in die sonde. Hy sê toe maar, ek het toe nie een van julle twee gedien nie. Ek het op die fens gesit. Toe sê die vyand vir hom, maar ek is die fens. Amen? Ek is die fens. As jy op die fens wil sit, is jy by die vyand. Want hy is op die fens. Jy kan nie een oomblik die Here dien, en die volgende oomblik die vyand dien nie, want dan is jy op die fens. En wie sit op die fens? Die vyand, die duiwel sit op die fens. So kind van die Here, as jy op die fens wil sit, dien jy die vyand. Amen. Dan is jy verkeerd. Maar hulle het gesien dat Paulus opreg was. Dit wat hy gedoen het, het hy bely, hy is vergewe. En hulle sê, as 'n gees dit vir hom openbaar het, of 'n engel, laat dit dan so wees. Want hulle het geweet, hulle kan nie teen God stry. Jy kan nie teen God stry. Jy kan vandag teen my stry met slim woorde en al daardie goeders en klink of jy die hele Bybel ingesluk het, is goed, is mooi. Maar as die woord van God dit sê, dan is dit amen en klaar en verby. En soos pastoor Jan altyd gesê het, en van die pryt. Daar is nie 'n vervolgverhaal. Daar is nie episode 2. Dis klaar. Prys die Here, ons gaan na Petrus 4 toe. Ons lees daarso vanaf die 11de vers. As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag toekom tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom. Moet julle verbaas oor, as julle vervolging gaan kry. Prys die Here. Maar na mate julle gemeenskap het aan die lyding van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Amen. So as jy in lyding is en jy ly vir Christus, moet jy opgewonde wees. Amen. Bly wees.
opgewonde wees. En kinders van die Here vandag as hulle in lyding is met Christus, dan is hulle hartseer en hulle lyk soos mensies wat die stryd verloor het. En dit is so swaar. Maar jy moet daai koortjie sing, dit is lekker om die Here te dien. Dit is opgewonde om die Here te dien. Al ly ek vir Christus Jesus, maak dit nie saak nie, want die Here het oorwin. En ek is meer as oorwinnaar deur Christus Jesus, wat vir my die krag gee. Prys die Here. Hy sê in blydskap in Hebreë vers 14, as julle beledig word oor die naam van Christus, is julle gelukkig. Omdat die gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Amen. Daar sê dit vir jou kind van God en jy moet dit vat vanmôre. Want hulle bederf julle, wat hulle betref, word hy wel gelaster. Praat van die Here wat gelaster word, né? Maar wat julle betref, word hy verheerlik. Verheerlik, God word verheerlik. Maar wat wil mense vandag hê? Hulle wil verheerlik word. Hulle wil hoor hoe goed is hulle. Hulle wil hoor hoe oulik is daar die prediker. Hoe oulik is sy vrou, sy gemeente en alles van hom. Maar hulle wil nie God verheerlik nie. Hulle wil God nie die eer gee nie. Petrus skryf hierso en sê dan word God verheerlik. Amen. Vers 15 sê, want niemand van julle moet ly as moordenaar of as dief of kwaaddoener. Hoor dit sê, niemand van julle moet ly as dit. As jy verkeerd is en jy gaan tronk toe of jy kry 'n boete, dan ly jy omdat jy verkeerd was. Nou glo nie een van ons vandag moordenaar is. Maar ek kan vir jou sê, ons almal was diewe gewees. Amen. Ja, dis 'n moeilike amen. Amen, ja. Ons almal was diewe gewees. Nee. Maar jy moet nie ly vir dit nie. En baie mense wil vandag nog ly vir dit. Maar wanneer ly jy vir Christus Jesus en sy naam. Amen. Dit is die een wat Petrus van praat. Hoor wat sê hy, so gaan dit weer lees. Vers 15. Want niemand van julle moet ly as moordenaar, dief of kwaaddoener. Baie kinders van die Here is vandag nog kwaaddoeners, né? Hits mekaar op teen ander. Het jy gehoor? Het jy gehoor wat hy nou syne weer gesê het? Man, jy wil begin te hoor wat God sê. En hou op, hoor wat ander vir jou vertel. Of wat jy self wil hoor. Hoor wat God vir jou sê. Bekeer jou. Dit is die punt. Klaar, daar's nie iets anders te nie. Dis wat God sê. Is 'n kwaaddoener of as een wat hom met die sake van 'n ander bemoei nie. Amen. Gaan dit nie vandag so nie. Jong, jy bemoei jou so met daai ander een wat nou ongelukkig is, want die prediker het te hard gespreek en hy voel nou dat hy op hom gepik het of haar gepik het. Nou voel jy ongelukkig en jy vertel dit vir Jannie en vir Sannie en vir Kosie en hulle moet nou saam met jou bejammerd word. Amen. Saamstem dat die prediker nou op jou gepik het en jou hartjie seer gemaak. Shame. Sies tog, bekeer jou. Word 'n man, word 'n vrou, staan op vir die naam van die saak van die Here. Wat sê Petrus en Johannes? Hulle sê of ons God moet meer gehoorsaam moet wees as of vir julle. Maar ons sal God meer gehoorsaam wees. So ons sal hier omdraai en ons sal weer gaan preek in die naam van Jesus tot vergifnis van sondes dat die mense moet bekeer voor God. Ons ken nou wat hulle sê. Ons sal omdraai. Jy kan my maar weer slaan. Jy kan my weer in die tronk sit. God stuur weer 'n engel. En ek kom weer uit. Jy kan my maar weer downrun. God lig my op. Hy gee my die krag. Amen. Amen man, jy is 'n kind van God. Jy moet opgewonde word. Jy moet eintlik spring en sê, Here, hierdie stryd is nie my stryd nie. Dit is God se stryd. En ons is in oorwinning. Deur hom wat vir ons die krag gee. Wonderlik, hoor wat sê verder.
Vers 16, maar wanneer iemand as 'n Christen ly, moet hy hom nie skaam. Amen. Amen. O, kinders van die Here is so skaam om te sê dat hulle kinders van die Ja, Here is dit en is Christen. baie Nee, weet jy, hulle is soos Petrus Ja. voordat hy tot bekering gekom het. Onthou Petrus, Ja. hy het gewandel saam met die Here, né? Moet jy hoor wat sê die Here vir Petrus? Hy staan by die vuur, maak sy hande warm, ek ken hom nie. Ken hom nie. Die haan kraai. Right. Petrus het bitterlik geween. Daarna, wat sê die Here vir Petrus? Hy sê Petrus, eendag Ja, as jy weet. as jy bekeerd is, Amen. eendag om saam met Jesus te wandel, te sê jy is bekeerd. Nee. Jy moet bekeerd wees om die wil van God te doen Yes. in sy geregtigheid, eendragtig te wees, ingeanker te wees in sy woord, die wil van die Vader doen. Dan is jy bekeerd. Die sonde het jy gelos. Jy doen nie meer die sonde, jy het weggedraai van dit af. En Petrus het dit toe gedoen. En hy het 'n groot prediker geword. Paulus het dit gedoen toe hy Saulus was. Hy het hom bekeer en hy het een van die groot predikers geword. Al die apostels. Maar daardie tyd toe hulle, ek wonder as die Here Jesus vir hulle daai tyd gesê het later, toe in die tyd van Getsemane toe hy vir hulle gevra het, waak en bid saam met my. Onthou daai tyd het hulle in slaap, né? Hulle het moeg geraak. Maar na die tyd toe is hulle vol van die Here, na die kruisiging. Hulle is so anders te gewees het daai dag in die tuin van Getsemane. Hulle saam met hom gebid het. Amen. Dis hoekom baie kinders van die Here lê en slaap. Dis waar. Want jy slaap jou lewe om. Ek praat nie van fisies as jy bed toe gaan nie, jy is aan die slaap. Ja. Want jy wil nie God dien nie. Want jy kry jouself nie die hele tyd jammer. Kan nie verstaan dat mense hulle self so jammer kry die hele tyd. Kom uit jouself jammerde gees uit, man. Jy staan op. Regtig, staan op. As jy die Here het as oorwinnaar, dan staan jy op en jy vat hierdie dag aan in die naam van die Here. Hy het die stryd vir jou gestry. Die Here sê, julle wat nie eens een lengte by julle by julle lengte kan voeg nie. Waarom kommer jy oor dit? Dis waar. Môre het nog nie eens aangebreek nie, baie bekommer hulle klaar oor môre. Dis waar. Wie sê ons gaan môre wees? Dis waar. Maar bekommer jy daaroor? Bekommer jy oor nou? Ons gaan aan. Vers 17. Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En begin hy nie. Ons is so in die laaste van tyd, kind van die Here, die oordeel begin in die huis van die Here sê hy. As dit eers, in die huis van God, en as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? As ons dit nou ons by ons begin, en jy's nie gehoorsaam aan dit nie, hoe gaan dit wees aan die einde, aan die wat ongehoorsaam is? Jy gaan uit wees. So waar gaan jy dan val? By die ongehoorsaames. Gaan ons ongehoorsaamers gered word? Gaan ongehoorsame mense hemel toe? Nee. Hy wat die wil van die Here nie doen nie, gaan na hemel toe. Nee. Maar hy wat die wil van die Vader doen, gaan. Dis 'n belofte. Dis 'n belofte. Hy vers 18 sê, en as die regverdige nouliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaars verskyn? Dis hard, né? As hierdie woord van môre so hard was vir kinders van die Here wat hier sit, en vir my en vir ons elke een. Die woord sê, as hulle nouliks gered word, dit beteken, nie elkeen wat sê, Here, Here, sal die koninkryk van God in. Nie as jy die mooiste sing in die huis van die Here. Nee. Dit tel nie. Dis nie 'n pluspunt by God nie. Nie dat jy die mooiste boodskap bring nie. Nee, dit tel nie by God nie. Is of jy 'n instrument is in die hande van God dat hy jou kan gebruik. Jou lewe bekeerd is voor God. Dat jy ingeanker is in sy heiligheid. Dat jy die wil van die Vader doen.
dat jy opregtheid wandel, dat jy versigtig is vir die vyand, dat jy nie uitlokkende gees het, dat jy ingetoon is, opreg is, jou nie vervies vir alles nie, nie 'n gees van twisgierigheid het. Dit is baie, né? Ons kan aan en aangaan. Dan sal jy gered wees. Vers 19 sê, so laat dan ook die wat volgens die wil van God lei, hulle siele aan hom as die getroue Skepper toevertrou. My titel vanmôre is die heel laaste gedeelte. Vertrou jou siel aan die getroue Skepper. Amen. Kom vanmôre kind van die Here en vertrou jou siel vanmôre aan die getroue Skepper. Toevertrou met goeie dade. Met goeie dade. Amen. Wonderlik om te dink dat Petrus en Johannes ook eers was soos ons gewees het. Amen. En hulle omgedraai het na die regte weg. Hulle het daai dag teruggedraai. Toe hulle kon daai dag 'n keuse gemaak het, toe daardie engel aan hulle verskyn en gesê, hierdie Jesus kom weer. Amen. Kon hulle weggedraai het en weer gaan visvang het. En dit gelos het en gesê het, ag, weet jy, dit was 3,5 jaar in ons lewe gewees wat dit wonderlik was. Ons het die wonders gesien. Hulle kon hom ook aanskou het as net 'n profeet of net as iemand. Maar hulle het hom aanskou as die waaragtige een wat gekom het. En hoe aanskou jy hom vanmôre? Maar net een? Of aanskou jy hom as dat jy jou siel volkome aan die betroubare een kan vertrou? Nie aan jou vrou, of jou man, of jou kinders nie, of aan jou ouers nie, maar jou siel aan God vertrou. En dis wat God vanmôre vir ons. As jou ouers jou teleurstel, hulle is mens. As jou vrou jou teleurstel, hulle is mens. As jou man jou teleurstel, is hulle mens. Jou kinders is mens. Maar weet jy wat, as jou siel aan God toe vertrou, en ons elkeen vertrou ons siele toe aan God, dan is ons eendragtig. Dan sien ons mekaar nie meer as my vrou of my man nie. Ons sien mekaar as kinders van die Here, wat in eendragtigheid is. Wat ingeanker is in die woord. Amen. So kom ons leef dit. Kom ons leef dit. Ek vertrou my siel, wat so kosbaar is. Kosbaar is meer as al my besittings. Kosbaar is my voertuig, my huis, my huis waar ook al. My siel vertrou ek toe aan die Here Jesus. Kan ons jy dit doen vanmôre, kind? Amen. Wil jy nie vanmôre jou oë sluit? Vra vir ons prediker, ons broeder daarom. Dan gaan ons vanmôre voor die Here kom.